In die begin was die woord reeds daar. Die woord was by God en die woord was self God. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. 2 Timoteus 3 vers 16-17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en nuttig om ons te leer wat waar is, om ons te wys wat verkeerd is in ons lewe. Dit help ons reg wanneer ons verkeerd is en leer ons om te doen wat reg is. God gebruik die skrif om sy mense voor te berei en toe te rus vir elke goeie werk. Volgens die woord van God, wel, wat is die woord van God? Die woord van God is 'n swaard wat deurdring. Dis 'n lig wat skyn. Dis 'n spieël wat openbaar. Die woord van God is 'n pad na reinheid. Dis 'n maaltyd wat jou geestelik voed. Dit is 'n saad wat groei en lewe voortbring. Die woord van God is 'n vuur wat suiwer, 'n skild teen versoeking, die bron van geloof en die waarheid wat vir ewig leef. Geliefde, vandag open ons die lewende woord van God. Maar voordat ons aangaan, kom ons bid net. Here, ons vra vandag dat U deur die woord met ons sal praat, maak ons harte ontvanklik, maak dit oop, kom rig ons gedagtes net, kom verhelder ons verstand en maak ons opgewonde vir die woord van God vandag. In Jesus naam bid ons dit, amen en amen. Geliefde, welkom by Beleef Gemeente se aanlyn boodskap. Ek is Pastoor Retief Boysen en ek is so opgewonde om met jou te praat oor iets wat jy vrylik toegang toe het, iets waarvoor miljoene mense in die wêreld wel nie toegang tot het nie. Daar is plekke in die wêreld waar dit onwettig is om Jesus te volg, waar mense vervolg, gearresteer of selfs doodgemaak kan word, net omdat hulle 'n Bybel besit. Daar is Christene wat 'n enkele bladsy van die Bybel kry en dan kom daar 12 of 15 mense om hierdie bladsy saam en dan is hulle so geïnspireer. Hulle sit daar by 'n kerslig, hulle lees dit, hulle memoriseer dit, hulle leef dit, want dis al wat hulle het. En hier sit ons in Suid-Afrika in 'n wêreld waar jy, en veral in die westerse wêreld, in 'n wêreld waar jy die Bybel enige tyd, enige plek kan lees. Jy kan na meeste hotelle toe gaan en daar waar jy die laaitjie oopmaak van jou kamer langs jou bedkassie, daar lê 'n Bybel, 'n Gideons Bybel teen as jy in Suid-Afrika is, né? En byna elke huis in Suid-Afrika, daar sal 'n Bybel wees. As jy nie een op papier het nie, dan is daar seker een op jou foon. En tog leef ons in 'n tyd waar soveel mense die woord van God as vanselfsprekend beskou. Hoekom lees mense nie die Bybel nie, né? Hoekom? Sommige mense sê wel, ek glo nie regtig daaraan nie. Ander sê wel, ek het probeer, maar dit was vir my bietjie vervelig of ek het dit net nie eenvoudig verstaan nie. Maar die grootste rede, geliefde, waarom baie gelowiges nie die Bybel lees nie, is eintlik eenvoudig. Dis omdat hulle weet nie hoe nie. Hulle raak besig met die Bybel en dan sukkel hulle want hulle weet nie hoe nie. En dis hoekom ons hierdie 2 weke saamreis om te leer hoe om die Bybel te lees, nie net met ons oë nie, maar met ons hart. Nou kom ons begin vandag met 'n basiese maar 'n baie kragtige waarheid. Ek hoop jy's reg hiervoor. As jy notas maak, skryf hierdie neer. Die Bybel is nie bedoel vir informasie nie, dit is bedoel vir transformasie. Met ander woorde, die Bybel is nie bedoel vir jou en vir my om net 'n klomp kennis te kry nie, dis bedoel om my en jou harte te verander. Dis immers Paulus wat sê in 1 Korintiërs 8 vers 1, kennis maak verwaand, maar liefde bou op. En Jakobus herinner ons, moenie net luister na die woord nie, doen wat dit sê, anders bedrieg jy jouself. Die Bybel, geliefde, is nie net 'n boek om te bestudeer nie. Nee, dis God se lewende asem wat ons verander van binne na buite. Dis daai transformasie. Nou Rick Warren het dit so mooi gestel. Hy sê die Bybel behoort ons nie 'n groter kop te gee nie, maar 'n groter hart. Nou kom ons kyk vinnig terug na wat ons verlede week geleer het. En indien jy daai boodskap dalk gemis het, jy is nou vandag hier vir die eerste keer, en dan wil ek jou aanmoedig, gaan luister asseblief die eerste gedeelte van hierdie boodskap. Maar ons het laasweek het ons 5 gedagtes gedeel. Ons het gesê daar's 'n praktiese manier hoe ons na die Bybel kan kyk en ons 5 dinge wat ons kan doen om ons te help om die Bybel beter te lees. Die eerste ding wat ons doen is, ons kies 'n vertaling wat ons verstaan. Dan kies ons 'n tyd, 'n plek en 'n plan om te studeer. Die derde gedagte was dat ons kyk na die konteks. Ons vra wie dit geskryf, aan wie was dit geskryf en waarom was dit geskryf. En dan lees ons vierde gedagte, ons lees stadig. Ons lees stadig en ons vra. Ons vra 2 vrae spesifiek. Wat sê hierdie gedeelte oor God
en wat sê God vir my uit hierdie gedeelte uit. En dan ons 5de gedagte, ons bid en ons pas toe wat God vir ons of vir jou wys. As jy verlede week saam was, het jy dalk reeds jou vertaling wat jy geniet en verstaan, jy het dalk jou plek, jou gunsteling plek waar jy wil sit en lees, en jy het 'n plan. En dalk het jy begin om daai gewoonte te vorm. Maar vandag gaan ons die volgende stap neem, die volgende tree. Jy gaan leer hoe om 'n plan te hê wat jou help om standvastig te groei in God se woord. Want van julle het nou die tyd, julle die ritme gekry, ek wil lees, maar my plan is nog nie so lekker verfyn nie. Nou, ons gaan kyk dan 5 maniere om die Bybel prakties te bestudeer. Nou kom ons raak vandag baie prakties. Ek weet vir baie mense klink die idee van Bybelstudie, dit klink groot en effens intimiderend. Maar dit is eintlik net 'n gesprek. Dis 'n gesprek tussen God en tussen jou. En dis eintlik hoe eenvoudig dit is. En daar is verskillende maniere hoe jy daardie gesprek kan begin. Ek wil vandag vir jou 5 eenvoudige, 5 praktiese maniere gee hoe om dit aan te pak en hoe jy daai gesprek met die Here kan begin. Nou die eerste ding waarna ons kyk is, jy begin met 'n boek van die Bybel, né? Jy begin met 'n boek. Dis die mees natuurlike plek om te begin. Jy begin nie net ergens in die middel van 'n ding nie. Jy begin by 'n boek, né? Jy hoef nie eers alles te verstaan nie, jy moet net begin. As jy hou van stories, né? Jy geniet die stories van die Bybel, dan begin miskien by Genesis of Exodus, want dit is vol geloof en avontuur en mense soos ek en jy is, nee, mense wat onvolmaak is, maar geliefd is deur die Here. As jy Jesus beter wil leer ken, wat ek altyd sal aanbeveel, dis 'n goeie ding om te doen. Begin by Johannes of miskien by Markus. Markus is die kortste evangelie in die Nuwe Testament. Die evangelies wys nie net wat Jesus gedoen het nie, maar wie hy is. En as jy Johannes lees, en ek sê altyd Johannes skryf soos iemand wat verlief is op Jesus. Dus jy gaan baie leer oor die liefde van God deur die evangelie van Johannes. Elke hoofstuk wys iets van God se hart. Nou as jy in 'n seisoen is waar jy leiding of wysheid soek, waartoe gaan jy dan in die Bybel? Wel, ek kan aanbeveel, Ou Testament gaan na Spreuke, Nuwe Testament begin daar in Jakobus. Dis amper soos God se dagboek vir die alledaagse wysheid. Daar lees jy prakties dinge oor hoe om mense te hanteer, hoe om geld te bestuur, vrede te behou en hoe om nie jou meer te verloor. Ek dink ons almal moet dalk 'n bietjie Spreuke en Jakobus lees. En dan natuurlik, as jy gebroken is of moeg voel, jy is afgemat, dan wil ek jou aanmoedig, gaan sit saam met Dawid in die Psalms. Dis waar jy leer huil en aanbid en lag in dieselfde asem, nee. Of miskien wil jy dieper gaan. Jy wil verstaan, hoekom glo ek wat ek glo? Hoekom glo jy wat jy glo? Dan sal ek vir sê, gaan lees Romeine. Daai is die boek wat jy moet gaan lees. Dis vol teologiese inhoud, maar dis ook vol hoop. Dit kom leer vir jou, wat is die fondasie waarop die hele evangelie gebou is. So, jy begin met 'n boek. Die tweede gedagte is, jy bestudeer 'n persoon in die Bybel. Daai is 'n ander manier om die Bybel aan te pak. Jy gaan kyk na iemand spesifieks. Soms is dit makliker om God se karakter te sien deur die lewens van mense wat hom gevolg het. Kies een karakter en volg hulle storie. Prakties kan ek sê byvoorbeeld die storie van Rut. Wat as jy Rut gaan lees, gaan jy leer wat dit is om getrou te bly in moeilike tye. Of jy gaan kyk miskien na die storie van Elia, die profeet Elia, wat leer dat selfs profete kan moeg raak, maar ten spyte, nee, bly God getrou in die laagtes en in die hoogtes van die lewe. Miskien gaan lees jy die lewensverhaal, jy gaan lees alles oor Petrus. Nou, ek hou so baie van hom, want hy was so menslik, nee. Hy sê soms die regte ding in hierdie oomblik, en dan paar sekondes later, dan sê hy weer die heeltemal verkeerde ding. En tog gebruik Jesus hom om die hele kerk te launch. Verstaan hy? Hy het die eerste groot preek gepreek nadat die Heilige Gees uitgestort is daar in Handelinge 2. Petrus, doodgewone mens met foute, maar kyk hoe gebruik God hom. Dan is daar natuurlik Ester. Want kom ons wees net eerlik, nee, soms vat dit 'n vrou om die job gedoen te kry. So gaan lees die storie oor Ester. Haar storie herinner my en jou dat God se mense op presies die regte tyd in presies die regte posisie geplaas was om sy plan te laat gebeur, né? So, jy begin met 'n boek of jy begin met 'n persoon in die Bybel. Derde gedagte is jy bestudeer 'n onderwerp. Dis wanneer jy vra,
Wat sê die Bybel oor dit waarmee ek miskien nou worstel, waar ek nou wonder? Jy kan 'n konkordansie gebruik of 'n studiebybel, of sommer net baie prakties. Ek het dit laasweek ook genoem. Jy gebruik die YouVersion Bible app. Jy gaan search net daar op jou App Store en kry jy hom. En dan tik jy in byvoorbeeld die onderwerp genade. En jy sal dadelik by 'n boek soos Galasiërs uitkom waar Paulus sê ons is vrygemaak van die wet deur geloof. Of dalk tik jy in iets soos angs. En dan lees jy 1 Petrus 5 vers 7 wat sê gooi al julle bekommernisse op hom want hy sorg vir julle. Of miskien tik jy iets in soos vergifnis. En dan lees jy die bekende woorde van Paulus in Efesiërs 4 vers 32 waar hy sê vergewe mekaar soos God julle vergewe het in Christus. Dis die wonder van God se woord, geliefde. Ek wil jy moet hoor wat ek sê. Dit praat nie net met jou kop nie. Dit tref jou presies waar jy leef, hier in jou hart. Okay, die vierde praktiese ding wat jy kan doen is jy gebruik 'n Bybelplan of 'n dagstukkie program, nee. Hierdie een is vir almal wat sê ek weet nie waar om te begin nie. Daar is duisende dinge, daar is duisende wonderlike leesplanne beskikbaar vir so. As jy nie weet waar om te begin nie, miskien, weer eens, YouVersion, né? En as jy op YouVersion gaan nou in November maand, sal jy sien dis Bybelmaand. Dalk het jy net 10 minute in die oggend met 'n koppie koffie of jy luister op pad werk toe. En selfs dan kan God se woord jou vul. En wat ek bedoel met Bybelmaand en hoekom dit so kosbaar is, met Bybelmaand op YouVersion is daar hierdie 30 dae dagstukkie programme en daar's hordes. So as jy nou vandag die boodskap luister op 2 November, dan jy's nou basies een dag agter, maar spring op YouVersion, kies een van die verskeie Bybelleesprogramme, daar's baie in Afrikaans en dan tik jy net op en dan gaan jy sien na 30 dae, dan hardloop jy in 'n hele nuwe ritme met Bybellees. So ek hou van die feit dat daar planne is vir elke seisoen. Hoe om vrede te vind. Dis alles wat jy kan kry op YouVersion, hè. Hoe om vrede te vind. Geloof in moeilike tye sal van die onderwerpe wees of jy search ook iets soos verhoudings wat groei. Dis soos 'n persoonlike gids wat jou help om elke dag net 'n tree nader te gee aan die Here en 'n stap dieper te neem. En as jy hou van hierdie uitdaging, so hoekom jy net 'n 30 dae plan hierdie maand probeer nie? Want ek wil sê, dis die perfekte manier om 'n nuwe gewoonte te bou. Hoekom jy sê, dit is so great, as jy nou sal opteken op by 30 dae plan, want jy sal sien, dit vat eintlik 'n paar dae vir my en vir jou om nuwe ritmes te kweek. Nou, die 50 gedagtes, en hierdie is as jy lees deur die hele Bybel. Daai is 'n great manier. As jy pak die hele Bybel aan, hè? Nou ek weet dit klink dalk groot, dit klink verskriklik intimiderend, maar dis een van die mooiste reise wat jy ooit sal onderneem. Nou ek het jare terug begin om jaarliks die Bybel te lees, né? Nie om te begin in 1 Januarie en te dink ek gaan dit nou klaarmaak nie. Nee, ek lees jaarliks die Bybel. Heeltyd net om iets nuuts te ontdek van God se hart. En daai vraag, wat sê dit oor God en wat sê God vir my? Ek doen dit in verskillende vertalings, maar dit help my om die tekste vars te hoor. Soms lees jy hom in hierdie vertaling altyd dieselfde en dan lees jy hom in 'n ander vertaling ewe skielik gaan dit iets vir jou oop. So die punt is eintlik eenvoudig. Jy hoef nie al 5 te doen nie. Dit gaan nie oor jy moet al 5 doen nie. Jy kies net een en dis die beginsel. Jy begin. Jy moet net begin. Jy hoef nie elke dag perfek te wees nie. Dis nie oor prestasie nie, dit gaan oor verhouding. As jy vanaand gaan slaap en jy weet die volgende, jy kan vir jouself sê, ek het vandag tyd saam met God in sy woord spandeer, dan groei jy reeds. Dis daai gemoedsrus as jy jou kop op die kussing neer en sê, jy weet jy tyd spandeer saam met God in sy woord. Nou dat ons 'n plan het, kom ons kyk na ons studieboek, die boek van Filemon. Nou, ons het laasweek, weer eens hoekom ek sê, as jy laasweek se boodskap nog nie geluister het, asseblief, jy moet dalk net hier stop en eers daai boodskap gaan luister en dan verder luister. Nou, want dit is belangrik, ek het daar klomp dinge gesê oor die boek van Filemon wat nou belangrik is om te weet. Nou, ons het onder andere gekyk laasweek. Ons het gesê wie het Filemon geskryf? Nou in die eerste vers lees ons dat Paulus is die skrywer, hy is die outeur van die boek Filemon. Aan wie was die brief gerig? Dis nie 'n strikvraag nie. Die brief was gerig aan Filemon, 'n besigheidsman en 'n huiskerklid wat 'n gemeente by sy huis gehad het. Hy was soos 'n geestelike leier vir 'n klomp mense. Filemon het ook 'n slaaf gehad met die naam Onesimus. Onesimus is 'n ander groot karakter, eintlik maar die karakter in die storie. Nou Onesimus het van hom af gesteel vanaf Filemon en weggehardloop na Rome. En daar, deur God se groot genade en sy voorsiening, het hy Paulus in die tronk ontmoet. En Paulus het hom gelei tot geloof in Jesus Christus. Nou Paulus skryf vir Filemon
En hy sê vir hom die volgende: ek vra jou om hierdie man, hierdie slaaf wat jou seer gemaak het, nie as 'n slaaf terug te ontvang nie, maar as 'n broer in Christus. In Filemon 12 tot 16, dan sê Paulus, hy sê, ek stuur Onesimus my eie hart na jou toe terug. Ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my kon help terwyl ek vir Christus in boeye is, maar ek wou niks sonder jou toestemming doen nie. Miskien was dit God se doel dat hy vir 'n rukkie van jou af weg is, sodat jy hom vir altyd terug kan hê, nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n geliefde broer. Wat 'n ongelooflike oomblik, 'n moment wat ons hier raak lees in die skrif. En mense kan so vinnig deur dit lees en dit eintlik mis. Maar die konteks leer ons, die konteks laat ons stop. Paulus vra iets radikaal. Hy vra vir Filemon, hy sê vergifnis. Nie net regverdigheid nie, maar genade. Weereens, hoekom jy laasweek se boodskap moet gaan luister, sodat dit wat ek so pas gesê het vir jou meer konteks kan gee. Dan sê hy later in Filemon vers 18 tot 19 die volgende: as hy jou iets skuld of skade gedoen het, reken dit aan my toe. Ek sal dit self betaal. Geliefde, daardie een sin, reken dit aan my toe. Dit vat die hele evangelie saam, want dis presies wat Jesus vir ons gedoen het. As jy 'n kruisverwysing Bybel het, dan sal jy nou in jou Bybel kan naslaan en dit sal jou terugbring, asof jy vat aan Jesaja 53, 'n profesie wat geskryf is 7 eeue, 700 jaar voor Christus. Ons lees dit in Jesaja 53 vers 5 wat sê, maar hy is deurboor oor ons oortredings. Hy is verpletter oor ons sondes. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wat ons skuld was, het Jesus betaal. Wat ons moes dra, het hy op hom geneem. Soos Paulus gesê het, sê Christus, reken dit in my toe. Geliefde, wanneer ons die woord lees, moet ons altyd vra, wat sê hierdie oor God? En wat sê God hiermee vir my? Daai is die twee vrae wat ons altyd moet vra, wanneer ons deur die woord van God werk. In Filemon sien ons 3 karakters, en dalk is jy vandag een van hulle. Jy sal dalk kan resoneer iewers met een van die 3. Ons sien eerstens vir Paulus, die een wat 'n risiko neem vir iemand anderste. Hy neem 'n risiko vir Onesimus. En dan lees ons van Onesimus, die een wat vergifnis nodig het, want hy het weggehardloop van Filemon. En dan lees ons van Filemon, die een wat geroep word om dan te vergewe. As jy soos Onesimus voel, vol skuld, vol skaamte, bang oor wat die gevolge gaan wees, oor die foute wat jy gemaak het. Lees in Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Miskien voel jy vandag soos Filemon, seer gemaak en teleurgestel deur iemand anderste, iemand wat jou te nagekom het, en jy voel dis onregverdig. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees vriendelik en vol medelee teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God julle vergewe het in Christus. Miskien voel jy vandag soos Paulus, jy is dalk 'n kerkleier of jy's 'n klein groep leier, jy's iemand wat 'n rol vertolk in jou gemeente of in jou geestelike omgewing en daar's mense op wie jy al risiko's geneem het, mense wat jy bemoedig het, mense in wie jy belê het en dan voel jy soos ek is moeg om te belê, ek is moeg om van myself te gee, ek is moeg om hierdie risiko's te vat op mense. Onthou, geliefde, God gebruik mense en situasies om sy uitkomste te laat gebeur. Dis sy koninkryk wat hy bou. So ek en jy, as mense wat ander mense wil beïnvloed, ons moet net onthou, ons belê in God se koninkryk, hy doen die werk. Dan is daar nog 'n interessante weggesteekte skat in hierdie storie. En hierdie is nogals baie exciting. Ek wil regtig hê jy moet nou mooi fokus en jy moet mooi luister. As jy ongeveer 50 jaar later gaan lees in die geskiedenis van die kerk, van hierdie storie, dan lees jy van 'n man met die naam Ignatius. Ignatius was 'n biskop in Antiochië wat uiteindelik as 'n martelaar gesterf het vir sy geloof. Hy het dood gegaan omdat hy geglo het in Jesus. Ignatius het 'n brief geskryf in die kerk in Efese. En hy praat oor hulle biskop, 'n man van onuitspreeklike liefde. Raai wat was daardie biskop se naam? Vat een raai. Hy man se naam was Onesimus. Ons kan dit nie met sekerheid bewys nie, maar
geleerdes, die teoloë, hulle almal glo, dit was waarskynlik dieselfde Onesimus, die een van wie ons hier lees in Filemon, die slaaf wat weggehardloop het, deur genade verander is, daar in die tronk saam met Paulus, en later, hy is teruggestuur, en hy het later herder geword, wat mense na Christus gelei het. Nee, ons is dieselfde persoon. Wat 'n beeld van God se woord, nee? Hy gaan van gevangene tot vry, van slaaf tot leier, van sondaar tot seun. Hy het 'n voorheen gehad, maar nou is sy lewe anderste. Wat doen die Here se woord vandag in jou lewe? Nou wel, dit hang af van wat jy nodig het, nee? Wat kan die woord van God vir jou doen? As jy seer is, bring dit vir jou hoop. As jy verlore voel, bring dit vir jou rigting. As jy onseker is, dan bring dit vir jou standvastigheid. As jy twyfel, dan bou dit jou geloof op. As jy angstig is, gee dit vir jou vrede. Geliefde, miskien voel jy vandag vasgevang, dan bring die woord van God vir jou vryheid. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek weet nie wat jy vandag nodig het nie, maar ek weet die antwoord lê in God se woord. Daar is mense wat hulle lewe waag om net een bladsy van hierdie kosbare boek in die hande te kry, terwyl baie gelowiges reg oor die wêreld het die hele Bybel tot hulle beskikking, maar hulle maak hom nooit eers oop nie. So ek wil jou vandag uitdaag, nee, ek wil jou regtig uitdaag. As jy werklik ernstig is oor jou verhouding met God, dan wil ek vir jou sê, jy moet sy woord 'n vaste deel maak van jou lewe. Jy moet 'n tyd, 'n plek en 'n plan kies. En dan vir die volgende 30 dae, nee, wil ek hê moet jy commit om jou Bybel oop te maak en dit te lees. Dis hoe lank dit neem, geliefde, om 'n gewoonte te vorm. En as jy dit doen, sal jy binnekort sê, ek kan jou waarborg, jy sal sê, ek is nie dieselfde nie. Nie omdat ek beter is nie, nie omdat ek beter is as ander mense nie, maar omdat ek die woord van God lees, en God se woord is lewendig, en is besig om my te verander. So ek wil jou uitdaag, November maand, Bybelmaand, vir al die op YouVersion, gebruik hierdie maand om die YouVersion Bible app deur te werk, kies 'n leesprogram, nee? En vir 30 dae, begin jy vandag, jy begin vandag om my pad te stap, my pad van groei, en werk deur daai program, nee? En ek wil jou uitdaag, as jy kan, in die kommentare, sê vir ons watter plan jy gekies het, en wat jy gaan doen, en wat is jou intensies met die woord. Sê vir ons, ek het 'n plan, ek het 'n tyd en 'n plek, en ek gaan hierdie program lees, en ek gaan hom deurwerk, of hierdie is my onderwerp, en ek vertrou die Here vir die regte plan vir dit. Geliefdes, deel met ons jou intensies. Want as jy jou intensies deel, as jy dit neersit, jy sit daar 'n kommentaar, of jy stuur vir ons 'n e-pos, dan maak jy, soos die Engelsman sê, jy maak 'n commitment, nee, jy maak 'n verbintenis, as jy mooi Afrikaans. Jy maak 'n verbintenis met jouself, met ander en met die Here, dat jy gaan tyd spandeer in die boek wat lewendig is, wat kom sny tussen siel en gees, murg en been, wat die dinge van die hart kom ondersoek, en vir ons kom wys wat is die regte pad wat ons moet stap. So ek hoop hierdie laaste 2 weke se boodskappe, hoe om die Bybel te lees en praktiese Bybelwenke gaan jou help om anders te werk met God se woord. Kom ons wees nie soos die massas wat toegang het tot die Bybel en nie bereid is om oop te maak nie, terwyl daar is mense wat hulle lewens gee om net een bladsy van die Bybel te kan lees. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Dankie vandag dat ons die voorreg het om op 'n digitale wyse die woord van God te kan hoor en te kan lees en te kan beleef. En ek bid dat hierdie kort reeks wat ons nou gedoen het by Beleef, Here, ek bid dat hierdie ywer om die Bybel te wil lees by mense se harte sal posvat. Dit sal indring en mense die durf en die ywer sal gee om te wil lees, meer tyd te spandeer met God se woord. Here, mag die res van hierdie jaar wees waar ons toenemend tyd spandeer saam met u woord en dat ons werklik sal sê, ons is anderste. Ek is nie meer dieselfde mens nie, want ek het verander omdat ek tyd spandeer in God se woord. Here, ons lewens raak net soveel ryker, soveel beter, soveel gesonder, soveel wyser en ons soveel meer vrede wat ons beleef wanneer ons tyd spandeer in u woord. En daarom vra ek, Here, dat ons altyd 'n ywer sal hê om Bybel te lees, tyd te maak voor en dit te geniet. En soos ons groei nader aan u, dat ons meer sal skyn vir Here. Ons bid vir nie vir informasie nie, maar vir transformasie. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, as hierdie boodskap iets vir jou beteken, het sê ek net dankie vir die voorreg om saam met julle tyd te kan spandeer en dankie vir elkeen wat altyd inskakel en kyk. Dankie vir al die kommentare en dankie vir almal wat ons ondersteun by Beleef en wat ook hierdie oordeenkings en preke van ons aanstuur na ander mense toe. Gaan in vrede. Totsiens.